Erad, welkom. Kenny, altyd 'n voorreg. Erad, ek het Erad leer ken by Laerskool Mikro in die dae toe hy baie betrokke was op in 'n landswye skoolorganisasie. En daar het ek iets van Erad se hart geleer ken om te gee. Erad, hoekom is dit vir jou belangrik om te gee vir skole, vir gemeenskappe, vir die gemeente? Hoe klop jou hart daaroor? 'n gemeenskap kan net funksioneer as boonbehalwe die normale amptenare, as die gewone mense 'n verskil maak. Jy moet opstaan, baie kere nie noodwendig hoe nie, maar jy weet, jy moet opstaan en dan moet jy sekere take doen. En dit is die ding wat ek altyd weet, mens maar so moet hanteer. Julle sal nou vir Erad ken, die wat vir Erad naby ken sal weet, wanneer iets sy hart raak, dan raak dit vir hom moeilik om te praat, so is nie vir hom eenvoudig nie. Hy sal altyd op 'n groot verhoog gemaklike toespraak kan lewer of 'n aanbieding kan lewer, maar wanneer jy naby in Erad se hart kom, dan raak dit vir hom swaar om te praat hieroor, want dit is hoe sterk hy daaroor voel. Dis hoe sy hart klop. Erad Kasseviesheid, jy is al 'n hele paar jaar lank voorsitter van die gemeente, van die kerkraad van die gemeente. Wat het jy geleer? Wat is die uitdagings van Kasseviesheid gemeente en waar die Here lidmate wat hier sit vanmôre in die bank nodig om mee te help? Die is eintlik wonderlik die pad wat die gemeente loop as 'n mens nou kyk, die pelgrimsreis wat ons op is. Weet, ek dink ons praat altyd van COVID, dis 'n belangrike fase waar baie gemeentes baie groot skrik en verandering gesien het. Maar sedertdien, as ons sien hoe Kasseviesheid nie as 'n gemeente, maar as 'n gemeenskap eintlik opstaan. En ek meen hierdie kerkbesiel is baie aktief. In die week, naweke is dit werklik besig, soos mense sien en stadig maar seker na die kerk toe kom. Ek sien ook baie van gewone mense wat groot verskille maak. Ja, en ek dink, as ek nou sommer so stout kan wees, Erad praat van hoe besig die kerkperseel was. Gister was hier 'n katskou op die perseel gewees. En ek weet nou, Lisa ter Blanche het ek nou hier gesien vanmôre, sy het eintlik deel van hierdie hele ding, want hier's 'n kat op ons perseel wat ons Milkie noem, so swart en wit. As hulle hier by hierdie deur inkom, sal hulle altyd vir Milkie sien. Nou Milkie is gereeld elke môre hier en Lisa begin dan die diens van barmhartigheid vir haar raak gesien en toe begin besluit maar hulle wil vir die kat kos gee. Dit is Kasseviesheid se hart, nee, is om die gemeenskap, selfs die gemeenskap se katte raak te sien en vir hulle te versorg en hulle deel te maak van 'n gemeenskap wat omgee, van 'n gemeenskap wat mekaar se behoeftes raak sien en omgee. Maar Erad Kasseviesheid is die afgelope tyd baie onder druk in terme van funksionering. Hoe kyk jy daarna? Wat sien jy raak? Wat moet ons raak sien? Eerstens, die aktiwiteite is wonderlik, maar die feit bly staan is, mens moet kyk, die is bedryfskostes wat 'n mens konstant aan die gang het. En as ons nou elke keer na die funksionering van al die verskillende elemente, daar is konstant kostes daaraan gekoppel. En ons kan met al die wonderlike goed wat ons doen, kan ons meer fondse inkry, maar wat vir my wel bekommer, is ons dankoffer bly plat. Elke jaar bly dieselfde dankoffer. En ek weet, ek het met baie mense al gepraat en ek is self so, ons is almal maar dieselfde. Baie kere sê ons, ja, maar ek wil, maar dan is daar voorwaarde. En dit is nie hoe die Here die Here se liefde werk. Ja, die Here se liefde werk onvoorwaardelik nie, onvoorwaardelik te gee. So, Erad, as jy dink hoe sal jy vanmôre as ons wat in die bank sit nou met 2 briefies voor ons sit, 'n blou briefie van gawes en talente, maar ook 'n swart briefie wat dan nou ook 'n dank of 'n debietolder agterop het. Hoe moet ons daarna kyk? Hoe moet ons daaroor oordeel? Gawes en talente, ek sien vanoggend al klaar so baie bestaande gesigte en ook nuwe gesigte wat ingekom het en al klaar self bereid verklaar het en fisies dinge doen. Dis nie net bereid verklaar het, maar dan is dit nie daar nie. So dis wonderlik. So ek dink hoe meer mense dit kan doen en wat ons gemeenskap
is mense wat hande kan wat kan werk. Dis nogal baie belangrik. Ons het daai vaardighede en hulle is volop. Ons moet net meer van hulle betrokke kry. En dis nie om elke week, dis baie kere net 'n taakie te verrig, klaar te maak en beskikbaar te wees as daar weer so 'n ding voorkom. Dis die een ding. En dan aan die ander ding, weet ek dink elke bedrag tel. Ek maak so ek gebruik 'n SnapScan dingetjie. En daai is ook iets wat 'n mens nie net hierso gebruik nie, maar elders as jy skielik sien, maar wag 'n bietjie, hier's ietsie wat ek dink, dankie daarvoor, SnapScan. So in die banke sal jy sien is daar 'n SnapScan dingetjie en op die briefies is daar ook 'n SnapScan logoetjie. Jy kan maar vir jou kinders vra, dan kan jy vir jou wys hoe scan 'n mens hom. En dit werk aan eenvoudig, hulle gaan mooi vir jou wys hoe dit na jou bank toe gaan. En jy kan dan ook daar bydra gaan maak so vir die gemeente. So tydens die dankoffers kollekte, onthou nou ons het nou vir julle, weet vanmôre alternatief geskep. Ons weet mos nou mense kom nou mos nie meer met kontant kerk toe nie. Ek moes gister die tuinman betaal en toe ek van Spar af ry toe onthou ek het vergeet om sy geld te trek. Maar gelukkig toe ek by die huis kom toe onthou ek maar hy het mos 'n bankrekening, so ek kan dit vir hom oorbetaal. En toe kan ek dit doen met my selfoon. So gee word makliker deur ons selfone en ons sê vir julle daar's ook 'n manier om te kan gee. Gebruik SnapScan, die QR-code is daar in die banke vasgesit waarmee jy saam kan gee. Het 'n debietolder. Hoekom gee ons met debietolders? Hoekom maak dit makliker vir die finansiële kommissie? Omdat ons dan lange termyn kan beplan. Ons kan dan sê, okay, hier's nou 'n konstante inkomste wat basies inkom. En daarvolgens kan ons dan meer langtermynbeplanning en verbintenisse basies doen. En dit maak dit dan meer bestuurbaar in daai opsig. Ek probeer baie kere ook altyd hanteer. Kyk, ons is nie 'n besigheid nie. Maar ons moet ten opsig van die finansies moet ons dit so ver as moontlik soos 'n besigheid probeer bedryf. Ons het 'n verantwoordelikheid. Dis nie ons geld nie, dit is die Here se geld. En daarmee moet salarisse betaal word en mense kan nie al daai goeder, so die normale goed wat betaal moet word, so mense moet kan beplan. Dat so laaste woord vir die gemeente, dalk miskien ons gee omdat ons dankbaar is. Jy gee omdat jy dankbaar is. Wat se vreugde is daar vir jou? Ek moet altyd versigtig wees. Dis vreugde vir my. Dit is nie waar dit behoort te lê nie. Dis vreugde dat 'n mens 'n verskil kan maak vir die persone wat 'n mens vir die Here se naam bedien. So my vreugde lê in die glimlag van 'n kind en dalk 'n bejaarde wat iewers iets ontvang het wat hulle nie het nie. So om te kyk met Jesus se oë en te gee soos wat Jesus wil hê. As jy kyk na die verlede waar ons nou al met senior bediening groot verskille gemaak het, dat persone wat eintlik niks het nie en al bejaard is, dan kan bedien. Dan ook die jonges, vroeë plaasontwikkeling, vroeë kindontwikkeling op plase, alles wat daar gedoen word, die toewyding en dan die planne wat vir die toekoms lê. Dit is werklik groot goed wat ons eintlik kan doen ter wille van die Here se liefde. Ja, baie dankie. Dankie Erhard, dankie vir jou gee en dankie vir jou menswees. Ons waardeer jou as mens geweldig baie. Baie dankie. Groot Niels is deel van ons finansiële taakspan en ons het 'n moeilike gesprek met die ouditeure gehad. Ons wou 'n klomp goed by hulle weet. En oom Niels het op sy kundige manier van jare lank in die bankwese te werk en ook by die synode te kom werk, het oom Niels se grootste kundigheid opgebou wat hy deel, wat hy gee vir die koninkryk. En ek kan hom nog altyd in sy leer ken as iemand wat onvoorwaardelik net sy hande oopmaak. So toe die ouditeure uitstap, toe sê ek vir hom, oom Niels, dankie dat oom altyd oom se hande oopmaak om ons te help. Want wat weet 'n predikant nou van geld? Absoluut niks. Toe sê oom Niels, maar jy nie, hoe kan ek nie my hande oopmaak nie? Want daar was 'n tyd toe die Here
en die gemeente my gehelp het. So Niels, ek wil hê Niels moet ons 'n storie vir ons vertel. Jakob. Dankie Henny, môre gemeente. Ja, ek wil net voor ek eintlik by die kruks van die saak kom, wil ek net vir julle dan so klein bietjie agtergrond gee. Ek het 2 loopbane gehad. Die een loopbaan was 26 jaar in die bankwese en toe 21 jaar in die kerk, NG Kerk se synodes. Nou tussen die 2 loopbane was daar 'n 15 maande onderbreking wat ek ook nou na toe sal terugkom. Anders wat ek net vir julle wil sê is, as die Here vir ons paar oor 'n maand, die 31ste Oktober, dan is ek en Annelie 55 jaar getroud. En hierdie is ons 9de gemeente wat ons nou in woon betrokke is. En al die jare heen, by al die plekke waar ons gewoon het, was die kerk ons anker. Dit was ons plek waarin ons gegaan het, die gemeenskap van die gelowiges. Ons was betrokke. Ons was selfs in plaaslike bedrywighede was ons betrokke gewees in die gemeenskap. Nou wil ek net vir julle iets sê van my. Ek glo nie aan toeval nie. Toeval is die Here nie iets van my lewe gemaak nie. So die 15 maande waarna toe ek wil terugkom dis nou so tussen 34 en 35 jaar gelede. Ons was woonagtig in Pretoria. Ons was lidmate by die NG Kerk Florana, is in Pretoria Noord. En gedurende hierdie tydperk was daar nou 10 maande wat dit maar regtig baie moeilik gegaan het. In die tyd het ons nog steeds kerk toe gegaan, getrou soos altyd. Ek myself was op daai stadium nog lid van die finansiële kommissie. Annelie het sonnaskool gegee. So ons anker was daar. Ons moes nie na iets anders gaan soek in ons lewe nie. Ons het geweet waar lê ons anker, ons veiligheid. Die situasie dan toe so ontwikkel dat ek moet begin werk soek en onderhoud gehad, negatief, leidrade wat mense vir jou gee opgevolg, negatief. So besluit ons toe, maar ek sal draai in die Weskaap kom maak. Ek is 'n gebore Lady Smitter. My vrou kom hier uit die Sandveld uit, Piketberg, Aurora, Hopefield omgewing. Om kyk of hier nie moontlikheid is nie. So besluit ons toe, dis reg, ek sal afkom na die Kaapstad omgewing toe. In dieselfde tyd besluit ons gaan ons huis in die mark sit. En dit gebeur toe so dat in daai selfde tyd is daar 'n lidmaat wat afry na sy strandhuis toe in Uisterfontein. Hy sê vir my, ek wil saamreis, ek welkom. Dis nou die geleentheid om dan nou af te kom na die omgewing toe. So gemaak. Uiteindelik kom ek hier in Wesco Goodwood omgewing, kom blyk by familie. Ook 'n onderhoud of wat gehad, en niks is positief nie. Niks lyk goed nie. Terwyl ek nog hier in Wesco is, kry ek 'n telefoonoproep van 'n lidmaat van Florana. Hy bel vir my, sê vir my, Niels, jy moet so gou as moontlik in Pretoria kom. Ek wil hê jy moet gaan vir 'n onderhoud
by die synodale kantoor. Nou, hier, ek sit in Weskou, nou, hoe nou gemaak? Ek gaan terug lê die Smit toe, my suster hulle daar gewoon, my swaar reël vir my daar, met mense wat gereeld van hierdie groot, lang afstand vragmotors het, wat vragte opry Pretoria toe. Hy reël met hulle. Hulle sê nee, dis reg. Ek kan die vragmotor klim as ek bereid is om die trip mee te maak, so gemaak. So toe binne 'n week is ek terug in Pretoria. Ek kom by die huis, ek vra vir Annelie nou, hoeveel kopers was hier by die huis? Nee, sê sy, het niemand opgedaag nie. Gaan toe vir die onderhoud by die synodale kantoor. Ek weet nie wie my CV gegee het nie, maar niemand het vir my 'n CV gevra nie. Die lidmaat wat daar gewerk het geweet wie ek is en wat ons is. Net so daar sê. En so toe gegaan vir die onderhoud. Nou ja, nou wag ons. Klop een aand aan die deur. Hier staan die lidmaat en sy vrou met die te koopbord in sy hand. Ek sê nogal vir hom, ja, gaan jy nou ons huis koop of het jy vir my 'n koper? Nee, sê hy vir my, jy hoef nie meer die huis te verkoop nie. Jy het die aanstelling by die synode gekry. Ek meen, dis oorweldigend die vreugde wat oor jou stroom, oor jou en jou gesin. Daar kom weer 'n vaste salarischeck is op pad, wat vir maande, ek dink amper selfs 'n jaar, nooit daar was nie. Nou, die ander gedeelte wat dit eintlik oor gaan, is nou die lewensonderhoud in hierdie tydperk wat nou verloop het. Ons het 2 motors gehad, die het ons verkoop om kontant te kry. My broer wat op Sasolburg gewoon het, het vir ons een van sy motors beskikbaar gestel, sodat ons vervoer kon hê. Annelie het in die tyd 3 babas begin oppas. En ek kan vir julle vandag sê, die vreugde wat daai 3 mensies in ons lewens gebring het, is onuitspreeklik. Jy kan dit nie oorvertel nie. Die 2 seuns op daai stadium, dink ek was 13 en 11, hulle het met daai mensies in hulle arms rondgeloop. Julle kan julle self, dink ek, daaraan indink. Maar wat het ons in hierdie tyd ontvang? Hierdie tyd van swaar kry. Wat het ons ontvang? Ons het ontvang kontant wat persone vir jou in jou hand sit. Vriende, familie, lidmate. Ons het kontant ontvang in koeverte wat mense deur 'n oop venster gooi. Jy kan dit nie glo nie. Dit klink soos 'n sprokie as ek dit seker vir julle vertel. Maar dit is wat gebeur het. Ek kan baie goed onthou, een aand was nog 'n FK-vergadering in ons huis gewees. En daar's 'n geritseling by die gordyn en daar val 'n koevert. Dis die een wat ek kan onthou. Posorders. Ek weet nie wie van julle weet wat is 'n posorder nie, of 'n poswissel. Dit het ons ontvang. 'n Posorder, poswissel is soos 'n cheque wat jy by die bank gaan wissel. Jy gaan met hom poskantoor toe en jy gaan wissel hom vir kontant. Dit het ons ontvang.
Kruideniers is by ons afgelewer, vars vleis. Die diaken kom by jou om, hy sê, hy soek ons munisipale rekening. Wie hom gaan betaal, dit weet ons nie. Is dit die kerk, is dit spesifieke mense? Ons weet nie. Gebede van lidmate, vriende, familie, dis die goed wat jou gedra het. En dan kom Dominee Henny se boodskap van 2 weke terug uit Matteus 6, wat sê, jy hoef jou nie te bekommer oor wat gaan jy eet of wat gaan jy aantrek nie. Die Here weet wat jy nodig het. En dan gaan hierdie gedagte van jou 35 jaar terug, ja, die Here het geweet wat julle nodig het. Dan kan 'n mens nou vir jou die vraag vra, nou hoekom was hierdie onderhoude, die leidrade, alles negatief? Geen koper het opgedaag om die huis te moontlik te koop nie. Toeval? Nee. God is in beheer. Hy weet wat hy vir jou beplan het. En hy gaan seker maak dat daai plan bewaarheid word. Ek meen dit, as jy mens nie daaraan kan glo en vashou nie, dan weet ek nie hoe moet jy maak nie. So, dit is hoe ons daarna kyk. Dan het Romeine 15 vers 13 het lank na die gebeure het dit op my gedaag. Nou Romeine 15 vers 13 sê vir jou, God die bron van hoop wil vir jou deur jou geloof alle vreugde en vrede gee, sodat jou hoop al hoe sterker kan groei deur die krag van die werking van die Heilige Gees. Weet jy, Dominee Henny, as 'n mens die vers vat, dan kry jy soveel kragwoorde in die vers. Maar vir my en vir ons is die woord hier geloof. As jy daai geloof nie het nie, dan verstaan ek dit, gaan jy nie hierdie vreugde en vrede ontvang nie. En hierdie vreugde en vrede is nie wêreldse vreugde en vrede nie. Dis goddelike vreugde en vrede in jou menswees, in jou hart. Dis wat dit is. So, as mens dan nou terugdink, kan jy nou sê, nou, as God nou vir jou en jou gesin in sulke moeilike tye soveel gegee het, hoe kan jy jou rug op jou Skepper draai? Dis net nie moontlik nie. En daarom moet jy dan bereid wees, en eintlik is dit amper 'n verpligting, kan jy sê, dat jy moet nou die gawes wat jy gekry het, tyd, moet jy nou teruggee vir jou Skepper. Kan ek help? Hoe kan ek help? Ek is hier, gebruik my. Sê my, wat kan ek doen? So, kom ons stel ons dan net beskikbaar vir die Here en vir sy werk en vir sy koninkryk. En daarom kan ek my net afsluit om te sê, dankie aan ons Hemelse Vader vir dit wat hy vir my en vir my gesin oor baie jare heen gedoen het. Aan hom kom die lof en die eer en die dank toe. En ek sê amen. Baie dankie oom Niels. Dankie vir oom Niels se getuienis en dat hom gehoorsaam was.
om daai stukkie getuienis ook met ons te kom deel vanmôre. En ek wil oom Niels dan daarmee saamnooi om by my by die tafel te kom aansit. Ek wil vir Jaco ook nooi vanmôre om by my by die tafel te kom aansit. Jaco de Wit, wat ook deel is van ons eiendomme taakspan in die gemeente, wat so baie tyd en energie gee terwyl van hierdie groot sentrum waarin ons woon. So terwyl die tafel in gereedheid gebring word, kom ons sing die nagmaalslied en dan kom sit ons so aan by die tafel. Baie dankie.